Ok julle, ons gaan aan met Jesaja 38, die wondergenesing van Hiskia. In die dae het Hiskia dodelik siek geword, en die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Hemelse Vader, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. Toe draai Hiskia sy gesig na die muur, en hy het tot die Hemelse Vader gebid, en gesê, ag, Hemelse Vader, dink tog daaraan, dat ek voor u aangesig in trou en met volkome hart gewandel het, en gedoen het wat goed is in u oë. En Hiskia het bitterlik geween. Toe het die woord van die Hemelse Vader tot Jesaja gekom en gesê, gaan sê vir Hiskia, so spreek die Hemelse Vader, die God van jou vader Dawid, ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien, kyk, ek sal 15 jaar by jou daar voeg, en ek sal uit die hand van die koning van Assyria red, en ook hierdie stad, en ek sal hierdie stad beskut, en dit sal vir jou 'n teken wees van die kant van die Hemelse Vader, dat die Hemelse Vader hierdie woord, wat hy gespreek het, sal volbring. Kyk, ek sal die skaduwee op die grade van die gedaal, het deur die son op die grade van Agas se sonwyser laat teruggaan 10 grade agteruit, en die son het 10 grade teruggegaan op die grade wat dit gedaal het. Lied van Hiskia vanaf vers 9. Geskrif van Hiskia, die koning van Juda, toe hy siek was en van sy siekte gesond geword het. Ek het gesê, in die bloei van my dae moet ek heen gaan in die poort van die doderyk. Ek word beroof van my oorige jare. Ek het gesê, ek sal die Hemelse Vader nie sien nie. Die Hemelse Vader in die land van die lewendes, ek sal die mense nie meer aanskou onder die inwoners van die wêreld nie. My woning is opgebreek en van my af weggevoer, soos 'n herderstent. Ek het my lewe opgerol soos 'n wewer sy weefsel. Hy sny my van die werwersbalk af. Van dag tot nag gee u my prys. Bring ek myself tot bedaring, tot die môre soos 'n leeu so verbreek. Hy al my beendere, van dag tot nag, u gee my prys. Soos die swaalkie of die kraanvoël, so het ek gepiep. Ek het gekir soos 'n duif, my oë het dof gekyk na bo. Hemelse Vader, ek is benoud, wees u my borg. Wat sal ek spreek aangesien hy my dit beloof het, en hy self dit gedoen het? Ek sal soetjies voortgaan al my jare vanweë die bitterheid van my siel. Hemelse Vader, by hierdie dinge leef 'n mens, en geheel en al is daarin die lewe van my gees. Laat my dan gesond word, en laat my lewe. Kyk tot heil, het die bitterheid, ja, bittere lyde my geword. Maar u het my siel liefgehad, en getrek uit die kuil van vernietiging, want u het net al my sondes agter u rug gewerp. Want die doderyk sal u nie loof nie, die dood u nie prys nie, die wat in die kuil neerdal, sal op u trou nie hoop nie. Die lewende, die sal u loof, soos ek vandag die Vader maak aan die kinders u trou bekend. Die Hemelse Vader staan gereed om my te verlos, daarom sal ons op my snaarinstrumente speel, al die dae van ons lewe, by die huis van die Hemelse Vader. En Jesaja het gesê, laat hulle 'n vyekoek neem en dit op die sweer sit, dat hy gesond kan word. En Hiskia het gesê, wat is die teken dat ek na die huis van die Hemelse Vader sal opgaan? Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 39, gesante van die koning van Babel in Jerusalem. In die tyd het Merodach
Baladan, die seun van Baladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hiskia gestuur, want hy het gehoor dat hy siek was en gesond geword het. En Hiskia was bly oor hulle en het hulle skathuis laat sien, die silwer en die goud, die speserye en die kosbare olie, en sy hele wapenhuis, en alles wat te vinde was in die skatkamers. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk wat Hiskia hulle nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na die koning Hiskia en sê vir hom: "Wat het hierdie manne gesê, en waarvandaan het hulle na u gekom?" En Hiskia het geantwoord: Uit 'n ver land het hulle na my gekom, uit Babel. En hy sê: "Wat het hulle in u huis gesien?" En Hiskia antwoord: "Hulle het alles gesien wat in my huis is. Daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie." Toe sê Jesaja vir Hiskia: "Hoor die woord van die Hemelse Vader van die leerskare. Kyk, daar kom dae dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgehoop het, tot vandag toe na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Hemelse Vader, en van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem, dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel." Toe sê Hiskia vir Jesaja: "Die woord van die Hemelse Vader wat u gespreek het, is goed. Ook sê hy, daar sal tog vrede en bestendigheid wees in my dae." Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 40. Die trooswoord van die God van Israel. "Troos, troos my volk, sê julle God, spreek na die harte van Jerusalem, en roep haar tot dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Hemelse Vader dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Hemelse Vader. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelyke en 'n rotsagtige plek 'n laagte word. En die heerlikheid van die Hemelse Vader sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Hemelse Vader het dit gespreek. 'n stem sê, roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Hemelse Vader daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onsse God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van die goeie boodskap, klim op die hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van die goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Hemelse Vader sal kom as 'n sterkte, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saggies lei. God alleen groot bo alle skepsele. Vanaf vers 12. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met 'n span die maat geneem, en in die dreiling van die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal? Wie het die gees van die Hemelse Vader bestuur, en as sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee, en hom sou leer aangaande die pad van die reg?
en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van 'n volledige insig. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie en die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as 'n brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettinge. Wie te arm is vir offergawes, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van al die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo op die kring van die aarde en die bewoners daarvan is so sprinkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander. Hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle, sodat hulle verdor en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige? Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het daardie dinge geskape? Hy laat hulle die leerskare uittrek volgens getal, hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van die kragte, en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Laat Israel nie moedeloos wees nie, vanaf vers 27. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die hemelse Vader verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die hemelse Vader, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die hemelse Vader wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 41. Kores deur die hemelse Vader verwek. Luister in stilte na my, o eilande, en laat die volke nuwe krag kry. Laat hulle aankom. Laat hulle dan spreek. Laat ons saam na die gereg gaan. Wie het hom uit die ooste verwek en vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap? Wie se swaard hulle maak soos stof? Wie se boog hulle maak soos 'n dwarrelende stoppel? Dat hy hulle agtervolg, ongehinderd verbytrek, die pad met sy voete nie betree nie. Wie dit gedoen en tot stand gebring, want hy wat die geslag te roep van die begin af, ek, die hemelse Vader, die eerste en by die laaste, is ek dieselfde. Die eilande het dit gesien en gevrees, die eindes van die aarde het gebewe, hulle het nader gekom en toegestroom. Die een het die ander gehelp en aan sy metgesel gesê, wees sterk,
En die ambagsman het die goudsmid versterk, hy wat met die hamer plat slaan, hom wat op die ambeeld slaan, terwyl hy van die soldeersel sê, dit is goed, daarna slaan hy dit vas met spykers, dan dat dit nie wankel nie. Laat Israel se verlossing verwag, vanaf vers 8. Maar jy, Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van die uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk, die angstige rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Hemelse Vader jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie, Jakob, volkie Israel, ek help jou, spreek die Hemelse Vader, en jou losser is die Heilige van Israel. Kyk, ek maak jou tot 'n skerp nuwe dorsslee, wat baie tande het. Jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf. Jy sal hulle uitwaan, en die wind sal hulle wegneem, en die storm sal hulle verstrooi. Maar jy sal juig in die Hemelse Vader, jou beroem op die Heilige van Israel. Die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tonge verdroog van dors. Ek, die Hemelse Vader, sal hulle verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dorland waterbronne. Ek sal in die woestyn gee die seder, die akasia en die murt en die wilde olyfboom. Ek sal in die wildernis plant die sipres, die plantaan en die denneboom, die almal, sodat hulle almal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Hemelse Vader dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskape het. Die optrede van Kores alleen deur die Hemelse Vader aangekondig, vanaf vers 21. Bring julle regsaak voor, sê die Hemelse Vader, bring julle bewysgronde aan, sê die koning van Jakob. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee, wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge, hoedanig hulle was, sodat ons daarop kan ag gee, en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor, gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle Jode is, julle gode is, ja, doen goed of doen kwaad, dan ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Kyk, julle is niks en julle werk is niks, 'n gruwel is hy wat julle uitkies. Ek het uit die noorde een verwek, en hulle het gekom van die opgang van die son af, een wat my naam sal aanroep. En hy kom oor die owerstes soos 'n modder, en soos 'n pottebakker die klei trap. Wie het dit te kenne gegee van die begin af, dat ons daar
kennis van kan neem, of van tevore al dat ons kan sê, hy het reg. Ja, daar is niemand wat dit te kenne gee nie. Ja, niemand wat dit laat hoor. Ja, niemand wat julle woorde hoor nie. As die eerste sê, ek aan Sion, hier is dit. En aan Jerusalem gee ek 'n verkondiger van goeie boodskap. En kyk rond, maar daar is niemand nie. En onder hulle, maar daar is geen raadgewer, dat ek hulle kan vra en hulle antwoord kan gee nie. Kyk, hulle is almal niks, hulle werke is niks. Wind en nietigheid is hulle gegote beelde. Tot sover.